En Jesus weet, hierdie is wat my hart vir die mense is. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. God is lief vir ons, maar daar's 'n tafel tussen ons en God. En weet jy wat doen God? Hy gooi die tafel op. Klerksdorp vandag is mense besig om van Jesus te hoor en dit wat hy gedoen het. En ons gaan dieselfde vandag doen. En ons tema vandag is om die tafel. Inteendeel is nie net vandag se tema nie, dis die naweek se tema. So ek wil jou vra, ons is besig met 'n reis. Ons begin vandag en ons gaan Sondag aand eindig. So ek wil jou vra om asseblief saam met ons te reis oor hierdie naweek. En vandag se tema is die tafel wat in die pad is. Die tafel wat in die pad is. Nou het julle gesien, toe julle vandag hier inkom, toe was daar 'n tafel wat in die pad was. Het julle daai tafel gesien daar in die gangetjie waar julle altyd so lekker loop? As jy dit nie gesien het nie, dis nou te laat. Hy gaan nie meer daar wees as jy uitgaan nie. Ek's ernstig. So, toe ons ingekom het, daar 'n tafel gestaan. Kan ek gevra, wie die skaap gesien? Enigiemand die skaap al buite gesien? So net so 'n bietjie konteks rondom die skaap. Ons het 'n manne-aand die 22ste April en dis Choppie wat daar buite staan. En ons gaan hom braai. En ja, ek grap met jou. Dis glad nie. Daai is om Andre en Tannie Hester se persoonlike troeteldierskaap met 'n naam en sy naam is nie Choppie nie. Ons gaan hom nie eet nie. Maar julle gaan nou verstaan hoekom hy daar staan. Alles baie intentioneel. Hoekom die skape en die hoenders daar is. Daar was selfs nou 'n hond hier gewees, maar ek dink hy's nou weg. Maar ek dink ons droom vir vandag is om deur musiek, deur die kunste soos die video wat jy nou net gekyk het, en deur die kommunikasie, die bediening van die woord vanoggend, die storie van die kruisiging en die storie van Jesus op so 'n manier vir jou te vertel, dat jy hier sal uitstap en dit sal opnuut beleef, vars beleef, maar ek nie kan wag om dit met ander mense te deel nie. Want ek weet hoe ek die eerste keer hierdie storie werklik in my lewe beleef het en ek het verstaan dis vir my en wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. Ek kan nie anders as om heeltyd vir mense daarvan te vertel nie. En dis wat ons as span en die kreatiewe span wat hierdie hele dag aan mekaar gesit het, aan jou wil kommunikeer. En so ek wil jou graag vat na die opbou, na die kruisiging toe. So ons het, as jy Sondag hier was, het ons gepraat oor die oomblik toe Jesus in Jerusalem ingekom het op die donkie. En die mense het hulle boekleed uitgetrek en op die grond gegooi en hulle het palmtakke gevat en hulle het gesing, Hosanna, Hosanna. En Hosanna beteken eenvoudig, Here, red ons. Dis 'n verwysing van 'n psalm wat geskryf is met daai woorde. En die mense sing, Jesus, red ons. En Jesus kom in daai oomblik en hy gaan in Jerusalem in. En ons sien dat die volgende dag, nou hierdie het of op die Dinsdag gebeur of op die Woensdag, op die Maandag of op die Dinsdag het hierdie oomblik wat ons vanoggend oor gaan praat, het gebeur. En so wat so gebeur het is Jesus het op die Sondag, op Palm Sondag ingery en of die Maandag of die Dinsdag het Jesus gegaan na die tempel toe. En Jesus het in die tempel ingekom. Nou voordat ek die skrifgedeelte vir julle lees waar ons vanoggend gaan praat, wil ek vir julle so 'n bietjie konteks gee oor wat gebeur in hierdie oomblik in Jerusalem. Jy sien, die standaard inwoners van Jerusalem was so 250 tot 30.000 mense. Dis omtrent hoeveel mense op 'n standaard week, normale week in Jerusalem is 25 tot 30.000 mense. Is hoeveel mense in Jerusalem gewoon het. Maar tydens die Pasgafees, nou as jy nie weet wat die Pasgafees is nie, hierdie is die fees wat die Israeliete elke jaar vier, waar hulle praat oor Moses wat hulle uit Egipte uitgelei het, en toe God hulle gered het van die slawerny van die Egiptenare, en toe Moses vir die volk gesê het, julle het nodig om bloed op julle deurkosyne te verf, sodat wanneer die doodsengel verbykom, julle eersgebore seuns nie getref sal word nie. En hulle vier altyd hierdie oomblik, want hierdie is 'n oomblik, is 'n belofte van God, dat God kyk na die mensdom, hy kyk na die Israeliete, hy sien hulle is vasgevang, en hy het 'n weg vir hulle uitgemaak. En hierdie is die atmosfeer wat tans besig is om aan te gaan in Jerusalem.
En so dit spring van 25.000 tot 30.000 mense na 500.000 mense toe. Kan jy jou indink, dan moet ewe skielik 'n ekstra 500.000 mense in Klerksdorp inkom vandag. Hoe gaan ons paaie dan lyk? En die rede hoekom die mense kom, is nommer 1 om hierdie fees te vier dat God het ons vrygemaak, maar nommer 2 is hulle kom om offers te bring. Hulle kom in Jerusalem in, want die tempel is daar en hulle moes na 'n spesifieke tempel, na hierdie tempel toe gegaan het om hulle saak tussen God reg te stel. Nou, kom ons praat net gou oor dit vandag, want jy het nodig om dit te verstaan op Goeie Vrydag. Is in die begin het God die aarde gemaak en dit was perfek en hy het Adam en Eva gemaak. En toe is Adam en Eva in hulle rebellie en hulle luister na die vyand en hulle tree teenoor God op en hulle laat sonde in hierdie wêreld inkom. Die mense keuse laat sonde in hierdie wêreld inkom. En die effek daarvan is dat daar skeiding tussen God en mens. En mens het nie meer direkte toegang nie. Ek en jy het nie meer direkte toegang tot God nie. Daar moet nou 'n prys betaal word vir hierdie sonde. Daar moet 'n prys betaal word vir elke verkeerde ding wat gedoen word. Want wat hierdie goed doen is dit stoot ons verder weg van God af. En God stel hierdie ritueel in plek as 'n verwysing van wat eendag sou kom. Die offersisteem. En so wat jy so gedoen het is, een keer 'n jaar sou jy Jerusalem toe gegaan het, na die tempel toe, en by die tempel sou jy vir jou offer gekry het, en jy sou gaan offer het in die tempel, sodat jou sondes vergewe kan word. Nou, daar was verskillende diere wat hulle gebruik het. Julle sal gesien, die was duwe vanoggend hier buite. Duwe was vir sekere sondes geoffer. Maar wat sou gebeur het is, dis hoekom al hierdie mense Jerusalem toe gegaan het. Want hulle verstaan, hulle het hierdie drang in hulle, hierdie verstaan in hulle dat my verhouding met God is nie reg nie, daar moet 'n prys betaal word sodat ek by God kan uitkom. Hierdie is die atmosfeer in Jerusalem wat ons sien na Palm Sondag wat Jesus in Jerusalem invaar. Maar dan lees ons, en ek gaan nou kom by Markus 11, maar dan lees ons dat Jesus het in die tempel ingegaan. Nou voordat ons verder gaan, wil ek jou vertel wat in die tempel sou aangegaan het in die dag, die atmosfeer van die tempel vir jou skep. So binne in die tempel sou jy twee verskillende groepe mense gekry het. Die een groep mense is geldwisselaars. En die geldwisselaar se werk is eenvoudig dit, jy kom met jou geldeenheid wat ook al jy het, en jy ruil dit vir tempelgeld. So om dit eenvoudig te maak, dis soos as ek en jy Amerika toe moet gaan, en jy wil iewers by hulle 7-Eleven betaal met jou R10, gaan hulle vir jou lag en vir jou sê, wat is dit? Jy het nodig om bank toe te gaan, dit te ruil, sodat jy dalk $1 kan kry, nie eers $1 kan kry nie, en dan kan jy het gaan koop by die winkels wat jy wil koop. Dieselfde beginsel geld in die tempel. Jy het ingekom, jy het jou geld gegee en hulle het hierdie geld geruil en vir jou tempelgeld gegee. Nou die rede hiervoor was hoe hulle geredeneer het. Was dit op hierdie muntstukke wat nie tempelgeld is nie. Is meeste van dit was keiser se gesig gewees, die keiser van die tyd van Rome. En hy het homself God genoem. En hulle het gesê, in die tempel weier ons om hierdie geldeenheid te aanvaar, want hierdie geldeenheid is vir afgoderry. En baie van die mense het so ver gereis as Ethiopië om Jerusalem toe te kom, om offers te bring. Mense het van wyd en suid gekom om hulle offers te bring, en dan bring hulle ander lande se geldeenheid daaraan, met vreemde gode se gesigte op. Sê, ons wil nie hierdie geld in ons tempel hê nie. So wat hulle so gedoen het, hulle so 'n ruiltransaksie gedoen het. Maar hulle het gewerk soos wat wanneer jy jou geld ingee. Jy gee dalk 10 van jou muntstukke in en hulle gee vir jou dalk net 4 terug wat in die tempel kan gebruik word. So hulle byt die mense uit. Dis ongelooflik duur. Dit is onbekostigbaar. Jy bring baie en jy kry min. Dit is die een tafel wat ons gekry het in die tempel. Die ander tafel wat ons so gekry het in die tempel was in hierdie spesifieke week was die waar jy die offers kan gaan koop. So die rede hoekom jy jou geld ruil is om na die offertafel toe te gaan, want hier's wat hulle gedoen het. Jy kon jou eie offer gebring het. Jy kon as jy naby genoeg in Jerusalem gewoon het, kon jy jou skaap gebring het, jy kon jou duwe gebring het en jy kon dit geoffer het, maar hulle het 'n tempel inspekteur gehad. En hulle het gesê dat hierdie tempelinspekteur se verantwoordelikheid is om te kyk of hierdie dier op die standaard is vir 'n offer. Nou het jy nog om te verstaan, baie van hierdie mense
het nie baie gehad nie. Die tyd waarvan ons nou praat is, mense leef, veral Jode, en die tyd leef in ongelooflike armoede. En so mense kom en hulle bring 'n duif daar aan. En dan sê hulle vir hulle, hoor, hierdie duif gaan nie vlieg nie, jy moet hom buite los, hy mag ongelukkig nie in die tempel ingaan nie. Hierdie duif, jy gaan 'n duif by ons moet koop. En wat baie van die teoloë saamstem is dat die rede hoekom hulle hierdie gedoen het, was in die tempel wou geld gemaak het. Jy sien, die tempel het baie funksioneer in daai tyd soos 'n tipe van 'n bank van vandag. Inteendeel baie mense, selfs die Romeine, die ryk Romeine, het baie van hulle besittings gebeere by die tempel en hier betaal daarvoor. En die tempel en hoe hierdie tempel klomp geld gemaak het, was om hierdie tafels daar uit te pak. En die hoofpriester Sefus was die ou wat hierdie idee uitgedink het om te sê dat ons gaan goeders afkeer of goedkeur. En meeste van die offers wat gebring is afgekeer. Maar nou hier is die ding. Wanneer jy nou reeds jou geldeenheid verruil het en jy het baie minder teruggekry, het jy by hierdie offer gekom en dan het jy hierdie offer 2 tot 5 keer meer betaal as wat hy werd is buite die tempel. Want dis nou mos 'n perfekte offer. En die resultaat hiervan was dat mense was uitgebuit. Mense kon nie bekostig, meeste mense kon nie bekostig om 'n offer te bring vir God vir hulle sondes nie. En so wat so gebeur het is mense het nou maar gesê, ek hoop volgende jaar het ek genoeg geld om 'n offer te kan koop. Ek hoop volgende jaar gaan ek genoeg bymekaar gemaak het om dalk vir die laaste 2 jaar se sondes te kan gaan betaal. Baie mense het net nie dit ooit opgevang nie. En so elke keer wanneer hulle na die tempel kyk, dan sien hulle, ek kan nie bekostig om my verhouding met God te herstel nie. Maar dan so 'n derde ding wat ek vir jou wil verduidelik van wat gebeur hier by die tempel. Want sit gou vir my daai foto op asseblief wat ek volgende vir jou gestuur het. So hierdie is die uitleg van die tempel waartoe hulle so gegaan het in Jerusalem. Ek het AI gebruik om hierdie te maak. Is dit nie oulik nie, hè? En daar kan jy nou sien hier aan die onderkant verduidelik hulle presies wie mag waar kom. So vrouens, ek weet nie of jy hier geweet het nie, maar jy mag slegs in die eerste gedeelte, in die tweede gedeelte van die tempel mag jy ingegaan het. Jy mag nie verder as dit gekom het nader aan God nie. Onthou, die allerheiligste, daai mooi gebouetjie daar aan die agterkant, net die hoofpriester mag elke jaar 1 keer, hierdie Vrydag wat ons vandag op is, mag hulle 1 keer 'n jaar daarin gegaan het om 'n offer te bring. Dis al wie daar mag kom. Buite dit mag die tempelpriesters gewees het, buite dit mag gereinigde manne gewees het. Met ander woorde, hierdie moet mans wees wat sekere rituele deurgegaan het om selfs net daar so naby te kan kom aan God. Verder is dit ons die vrouens, en dan wil ek iets baie interessant vir julle verwys. Die plek waar hierdie stalletjies opgestel is wat ek nou van praat, die tafel van die geldwisselaars en die tafel van die verkoop van die offerdiere, was op hierdie buitenste gedeelte wat ons noem die hof van die heidene. Dis die eerste gedeelte van die tempel. So dis waar hulle die tafels opgestel het, vir die verkoop en ruil van offers en van geld. Nou hierdie buitenste gedeelte se doel, eintlik, oorspronklik, God se opdrag oor hierdie gedeelte, was sodat nie Jode, wat besef hulle het God nodig, kon daar God gaan aanbid het, en kon daar offers gebring het. Maar as gevolg van die geldgierigheid, en die boosheid en die korrupsie wat binne in die tempel gebeur het, kan hierdie mense, wat nie Jode is nie naby, kan nie hulle offers bring nie. So met ander woorde, as jy nie 'n Jood is nie, sorry nie, daar's geen hoop vir jou nie. Nou dat ek die agtergrond vir jou geskets het, kom ons lees, en jy het heel moontlik al hierdie storie gelees, maar ek hoop jy verstaan nou beter van wat hier aangaan. Kom ons lees wat gebeur in Markus 11, vers 15 tot 18. Dit sê hulle het in Jerusalem aangekom en Jesus het toe die tempelterrein binne gegaan. So hierdie eerste gedeelte, hierdie hof van die heidene. En die mense wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, het hy begin uitjaag. Hy het ook die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en niemand toegelaat om enige voorwerp oor die tempelterrein te dra nie. Hy het hulle geleer en gesê, nou ek wil net gou vir 'n oomblik hier stop, as jy hierdie lees in die oorspronklike Grieks en wat dit geskryf is, dan sê dit Jesus het hier met 'n baie harde reguit stem met hulle gepraat. Hierdie was nie 'n daar staan geskrywe oomblik nie, hierdie is daar staan geskrywe oomblik.
Jesus is passievol oor dit wat hier gebeur. Jesus kyk na dit wat afspeel en iets in hom is ontstel. Hy's kwaad. Hy wil nie hierdie toelaat nie. Ek wil hê jy moet verstaan, dit is met die passie wat Jesus in die tempel ingaan. Hy sê, staan daar nie geskryf nie. My huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies genoem word. Jy sien, Jesus stap in hierdie buitenste gedeelte wat veronderstel is om vir al die nasies te wees. En hy sê vir hulle, wat het julle gedoen? Julle weerhou mense om by God uit te kom. Hy gaan verder aan. Hy sê, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies genoem word, maar julle het daarvan 'n rowerspelonk gemaak. Die leierpriesters en die skrifkenners het dit gehoor en wou hom om die lewe bring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verwonderd was oor sy lering. Jy sien, Jesus in hierdie oomblik deel iets van sy hart vir die mensdom. Die tempel se doel was altyd dat daar nie vir altyd nie, maar totdat die finale offer sou kom, 'n plek sou wees waar 'n versoening kan gebeur tussen God en mens. Maar as gevolg van die gebrokenheid en die sonde en hierdie mense wat in beheer is van hierdie arena, van hierdie gedeelte, word mense weggehou van God af en nie nader genooi aan God nie. Hulle het dit basies onmoontlik gemaak vir die standaard persoon om reg te staan voor God. En Jesus gooi tafels om. En dis hoekom ek vandag met jou praat oor die tafel wat in die pad staan. Jy sien, want wat Jesus hier kom doen het, is Jesus het kom wys dat vir ons om by God uit te kom, is daar iets wat nodig het om omgegooi te word. Daar's iets wat gebreek moet word. Daar's iets wat verwyder moet word. Daar's iets tussen ons en God. En hierdie wat Jesus hier gedoen het, is presies die beste beskrywing, een van die beste beskrywings van ons as mensdom. Kom ons vat dit uit die tempel uit en ons bring dit in jou lewe vandag. En ons gaan offer nie meer by 'n tempel nie. Maar ons is vandag hier. En in ons harte is daar ook 'n tafel wat tussen jou en God staan. En dis hoekom Jesus Christus toe gekom het. Hy het gesê, ek wil enigiets verwyder wat tussen jou en my staan. Ek het nodig om dit te verwyder. En daarom wil ek vir jou lees 'n gedeelte uit die Bybel uit oor die kruisiging. Jesus stap in die tempel en gooi die tafels om en sê mense moet weer by God kan uitkom. 3-4 dae later word hy gekruisig. Goeie Vrydag, so ons dit noem. En die rede daarvoor is daar's iets tussen die mens en God en Jesus Christus het aarde toe gekom om dit te verwyder. Lees saam met my Markus 15 vers 22 tot 39. Toe bring hulle hom na 'n plek toe met die naam Golgotha. Dit beteken kopbeenplek. Hulle wou hom toe met wyn wat met mirre gekry was gee om te drink, maar hy wou dit nie neem nie. En daarna het hulle hom gekruisig. Hulle het sy klere verdeel deur met dobbelsteentjies daaroor te beslis. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. 'n Plakkaat bokant Jesus se kop het die rede vir sy veroordeling uitgespel: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 kriminele gekruisig, een aan elke kant. Die verbygangers het net spottend hulle koppe geskit en het hom toegesnou. Ha, ha. Jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. Red jouself nou en kom van die kruis af. Die priesterhoofde en die skrifkenners het ook onder mekaar met Jesus gespot en gesê, "Haai, foei tog. Hy het ander gered, maar hy kon nie eers homself red nie. Hy is dan glo die Messias, die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis, dan sal ons sien en glo." Selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Om 12:00 het dit oor die hele land donker geword, tot 3:00 daardie middag. Dit was toe dat Jesus baie hard uitgeskree het, "Elohim, Elohim, lama sabachthani." As 'n mens dit vertaal, beteken dit, my God, hoekom het jy my verlaat? Ek wil net vir 'n oomblik daar stop. Hoor wat is die mense se reaksie? Party van die omstanders het dit misverstaan en gedink hy roep die profeet Elia.
Jy sien, hulle hoor Jesus sê hierdie woorde, my God, waarom het jy my verlaat? Ons familie, ek wil jou uitnooi as jy vandag iewers 'n kansie kry om Psalm 22 te gaan lees. Jesus, terwyl hy besig is om gekruisig te word, is besig om Psalm 22 aan die kruis uit gedagte uit op te sê. Sy moeilikste en die moeilikste oomblik wat enige persoon ooit sal verduur of verduur het op hierdie aarde, wat uit sy mond uitkom, is woord. Sy profesie oor die Messias wat sou moes lei, en Jesus is op daai oomblik besig om die woord te herhaal, Psalm 22, en het sy party van die omstandiges het misverstaan, gedink hy roep die profeet Elia, toe hardloop iemand, maak 'n spons vol suurwyn, sit dit op 'n riet en gee dit vir hom te drink. Hy sê toe, wag, kom ons kyk of Elia hom kom afhaal. Maar Jesus het hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Hoor mooi wat gebeur. Iets word verwyder. Daarna het die swaar gordyn en die tempel in twee geskeur. Jy sien, die gordyn was simboliek van die skeiding tussen God en mens. Die gebroke, sondige mens, die selfsugtige mens, moet weggehou word van die heilige, perfekte God. En daai oomblik aan die kruis, skeer dit wat tussen God en mens staan. Sê, toe die Romeinse offisiere oor 100 wat reg voor hom gestaan het, Jesus sien sterf, as sy woorde, werklik waar, hierdie man was die seun van God. Ons familie op hierdie goeie Vrydag, wil ek vir 'n oomblik met jou praat oor die tafel wat in die pad staan. Jy sien, Jesus kom en hy weet, hier is die toegang tot God, maar tussen God en mens is daar 'n tafel. En hierdie tafel is 'n tafel waar offers gebring moet word. En nog offers gebring moet word. En nog offers gebring moet word. En jaar na jaar probeer ons om net so bietjie beter te wees, sodat ons by God kan uitkom. En Jesus sien die tafel, en wat dit verteenwoordig. Maar saam met dit sien hy, daar's 'n prys wat jaar na jaar betaal moet word op hierdie tafel. En by hierdie tafel kom hy, en hy sê, die mense, die wêreld byt my kinders uit, en hulle besef, hulle sal nooit goed genoeg gaan wees om by my uit te kom. En Jesus kyk na hierdie tafel. En Jesus weet, hierdie is wat my hart vir die mense is. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. God is lief vir ons, maar daar's 'n tafel tussen ons en God. En weet jy wat doen God? Hy gooi die tafel om. En as jy dink dis dramaties, dis wat die Romeine gedink het toe Jesus aan die kruis gesterf het. Hy verwyder die tafel. Hy sê, nou het jy vrye toegang tot God die Vader. Volgens sê ek vir die span, ek dink hierdie gaan bietjie radical wees as ek hierdie tafel omgooi. En Sharnay wat in ons band is, maak hierdie opmerking en sy sê, Marius, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, was ook radikaal en hulle het hom daarvoor gespot. Jesus stap in die tafel en hy sê, ek gaan verwyder dit wat tussen my en my mense staan. En hy vat ons van daai tafel, wat tussen ons staan, vat hy ons na 'n ander tafel. En die storie van Goeie Vrydag is dat God het die een tafel verwyder en hy het ons uitgenooi na 'n ander tafel. Die nagmaaltafel. En ons familie, ons gaan nou saam nagmaal gebruik vanmôre en ek wil hê jy moet dink aan dit wat ek net vir jou verduidelik het, wat God kom doen het. Dat hy gesien het wat tussen ons en hom staan en hy het gesê, ek gaan dit wegvat. Maar nie net vat hy dit weg nie, hy nooi ons uit. En hierdie is die ander tafel, want ek wil vanoggend met jou oor 2 tafels praat. Nie net die tafel wat in die pad staan nie, maar die tafel van verhouding. Die aand voor Jesus verraai is, gebeur die volgende, Markus 14 vers 22 tot 24. Ek wil jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik en hierdie te sien gebeur, hierdie in jou hart te beleef.
Terwyl hulle besig was om te eet, het Jesus brood geneem en God se seën daarop gevra. Toe breek hy dit in stukke om hierdie tafel en gee dit aan sy disippels met die volgende woorde: neem en eet dit. Dit is my liggaam. Hy het ook die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit aan hulle gegee en hulle het almal daaruit gedrink en hy sê toe vir hulle: dit is my bloed wat my verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet. Jy sien wat Jesus hier kom sê, as hy sê, ek verwyder daai tafel sodat jy by hierdie tafel kan kom sit. Die tafel waar my liggaam vir jou gebreek het. Waar ek vir jou wys hoe lief ek jou het. Die tafel waar jou sondes gedek word, jou foute, jou verlede, dit wat ook al op die tafel is wat tussen jou en God staan, dis verwyder as gevolg van die bloed van Jesus Christus wat meer as 2000 jaar terug op Golgotha gevloei het vir my en vir jou. Volgende begin ons met hierdie liedjie: what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Ek wil so ver gaan as what can remove the table between me and God? Nothing but the blood of Jesus.